Ons Vader in die hemel, dis weer vir ons vanoggend 'n groot voorreg om hier saam met U geliefdes te vergader, Here. Ons wil vir U dankie sê vir nog 'n geleentheid om saam te kom as 'n gemeente. Ons vertrou, U is hier in ons midde, Here, en al kan ons U nie sien nie. Ons weet ons U is hier. En ons het weer 'n verwagting, Here. Ons is opgewonde om van U te hoor, om U te leer. Ons stel onsself oop daarvoor. Seën daarom my lippe, Here, en my gedagtes, sodat die boodskap oorgedra kan word. Seën ook so elke mens in die gehoor, sy ore en harte, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, Here. Ek bid vir elke behoefte wat in hierdie gemeente kan wees, Here. Mense het goeders nodig, mense het versigtinge, mense het tekorte. Bid, Here, dat U vir hulle sal voorsien, soos wat dit in U plan inpas. Ek bid vir elkeen wat siek is. Bid, Here, dat U genesende hand oor hulle sal hou, elkeen wat U nodig het. Beskerm ons teen die bose, Heer, en seën die voortsetting van hierdie diens. Amen. Ok, hier gaan ons. So ek wil vanoggend met julle praat oor 'n toolbox, meer spesifiek my toolbox. Ek dink die beter woord daarvoor is, dit is 'n gereedskapskas, maar niemand weet waarvan jy praat as jy praat van gereedskapskas nie. Dit klink vir my so stupid. So ek praat van 'n toolbox. Nou mense wat my goed ken, jy sal al agtergekom het ek is gaande oor gereedskap. En motorbikes en messe. En die ander goeders noem ons nie. En my liefde vir gereedskap het seker gekom. Ek het van kleins af my pa gehad. My pa het trokke en goeders gehad wat hy moes onderhou het. En ek was altyd daar. Gewoonlik het ek net die lig vasgehou en word of jy gesê, jy lig nie reg nie, word wakker. Maar die gereedskap, ek was een wat die gereedskap aangedra het en gaan bære het en skoon gemaak het. En nou nog as ek in 'n winkel kom, ja, ek sê hulle kan sê as ons daar by Checkers of enige winkel is, dan loop ek daar in die gangetjie daar waar die gereedskap is. Ek kyk wat het ek nog nie, wat het ek nodig? Ek het so 'n filosofie. Ek sal, as dit dringend nodig is en ek kan nie anders nie, sal ek een keer 'n gereedskap by iemand leen. En nadat ek hom teruggegee het, sal ek dit my werk maak om so 'n tool te gaan soek en te koop. Ek sal spaar om so 'n tool te koop wat ek hom het, dat ek dit nie weer leen. So ek hou nie daarvan om tools te leen nie, ek het my eie tools. En ek het nou al baie tools so. En uit die aard van my werk is dit baie belangrik om die regte gereedskap te hê. Daar is baie van die masjiene en goeders waarop ons werk wat spesifieke gereedskap nodig het. So ek het so deur die jare my redelike goeie toolbox bymekaar gemaak. Nou waarvan ek nou goeders so in 'n toolsak sit wat ek saamvat na die kliënte toe. My seun kyk vir my snaaks aan want hy is een wat die tools vergeet en laat wegraak. Dan weer regtig. Nou hierdie toolbox vir my het my laat dink aan die kerk. Nou julle moet nie lag nie, julle sal nou verstaan wat ek sê. Kom ons lees eers 'n gelykenis wat die Here Jesus vertel het oor 'n skaap en 'n penning. Ek dink julle ken dit almal. Ons gaan lees uit Lukas 15 vers 4 tot 9. Ek lees nou hierdie stukkie. Ek maak 'n vergelyking. My tools is vir my baie belangrik. Okay. Watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Okay, ek roep nou nie mense bymekaar as ek my tool teruggekry het nie, dis seker nie so goed soos 'n skaap nie. Ek sê vir julle daar net soveel blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het.
Nou hierdie gedeelte beskryf so 'n bietjie hoe ek voel oor my gereedskap in my toolbox. En ek het so 'n paar gedagtes rondom dit, of ek noem dit observasies, goeders wat ek nou raak gesien het. Ek kom by baie customers deur die week, waar ek hulle stukkende vuilmasjiene regmaak. So ek gebruik my toolbox elke dag. Nou en dan vergeet ek 'n tool by 'n customer. Hy lê agter of het ergens ingeval en ek het dit nie agtergekom dadelik nie. Of die een wat die toolbox vir my weggepak het, het nie die tools alles teruggepak nie. Dus my shifting spanner is nou nog weg. Nou my eerste observasie. Weet julle, as ek om een of ander rede gereedskapstuk ergens vergeet het, agtergelos het en ek kom dit agter, dan gaan ek uit my pad uit. Ek sal die customer so gou as moontlik bel en vir hom sê, hoorie, ek het dit of dat min of meer waar op die masjien of voor die masjien of wat, ek het die ding nou daar laat lê. Kyk asseblief vir my, bær hom in 'n laai, ek sal hom kry volgende keer as daar kom. En as ek die jou nie in die hande kry nie, dan klim ek in my bakkie en ek ry so. Haal ek my gereedskap wat ek verloor het. So ek gaan uit my pad uit om die gereedskap terug te kry en dit weer in sy plek te sit in my toolbox. En dan kan ek dit mos nou weer gebruik volgende keer as ek dit nodig het. Nee. Ek het byvoorbeeld so 'n kleinerige hamertjie. Dit het vir my vreeslike sentimentele waarde. Dit is 'n hamertjie wat ek by Helga se oupa gekry het. Ek het hom eendag op 'n masjien laat lê. Ek was te haastig. En ek het teruggegaan en by die volgende customer gekom, dis hierdie hamertjie se plek oop. Nou die hamertjie het nou nie veel waarde nie. Is nie 'n duur hamer nie, behalwe vir die sentiment. Dit was Helga se oupa se hamer. En ek het in die bakkie geklim, ek het al die pad Rodepoort toe gery van Boksburg af om die hamer te gaan haal. Nou, dan moet ek natuurlik my eie diesel ingooi in die bakkie, want ek kan nie op werkskomkostes die ding gaan haal wat ek laat lê het nie. Maar dis hoe belangrik dit vir my is. En dit klink so 'n bietjie in lyn met die weduwee se penning wat sy verloor het, né? Sy was bly toe sy hom teruggekry het. Nou ek weet dat materiële goed nie vir alle mense van groot waarde is nie. Al die mense heg nie soveel waarde aan goeder soos ander mense nie. Maar nogtans sien ons dat elkeen van ons vir die Here van groot waarde is. Ek is kosbaar en waardevol vir hom. Ek het met 'n rede daai liedjie gesit om te sing, want hy pas so half by die boodskap. Hy wil nie hê dat een van ons verlore gaan. En as jy verlore raak, gaan hy jou terughaal. Ek het by 'n geleentheid 'n sokketstel, wat is die regte woord vir sokketstel? Ek kan nie eens onthou nie. Ek noem hom maar 'n sokketstel, want dis hoe ons dit ken. Ek het die hele stelletjie by 'n kliënt vergeet. Ironies ook in Rodepoort. By dieselfde ek het soos gewoonlik die kliënt gebel. My plek was al toe, dit was oor 'n naweek en ek het die hele naweek toe nou sonder die sokketstel. En die maandagoggend vroeg toe ry ek nou eers soen toe om die sokketstel te kry. Toe ek nou daar kom, toe is die sokketstel nie meer daar nie. So niemand weet waarvan ek praat toe ek hulle vra nie, niemand het niks gesien nie. So iemand het natuurlik gereken, hy het die stel meer nodig as ek, en hy het hom vir homself gehou, en ek het die ding nooit teruggekry en ek moes hom ten duurste vervang. Dit het my gelei na my tweede observasie. My sokketstel was sonder keuse in hierdie ding. En dit was ek, feilbare mens. Dit was my skuld dat hy verlore geraak het. Dit was die sokketstel se skuld nie, want hy weet nie. Nou, gelukkig werk God anderster met ons. Ons het 'n vrye wil. En ek kan besluit om van God weg te draai. En die feit dat ons dan sal verlore gaan, is nie God se skuld. Weet nie of julle my vorige boodskap onthou nie, ek het nogal klem gelê op
Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee vir hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Vers 29, my Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. So niemand kan ons by God steel nie, hy gaan ons nie ergens vergeet nie. As jy wegraak het jy self weggeloop. Vir elke werk wat ek moet doen het ek natuurlik die regte stuk gereedskap nodig. Nou, die toolbox vir my dan elke gereedskapstuk het ook sy plek, sodat ek kan weet as ek iets laat lê het. So alles is op sy regte plek, jy verstaan. Ek het 'n foto opgesit van my tools, ek weet nie vir hom gaan wys nie. Waar is hy? Dit is nou nie glamorous nie, dis die tools wat ek nou nodig het vir 'n spesifieke ding, en pak ek om dit. Ek kon nog nooit verstaan, as iemand, ek ken hierdie groot oopvou toolbox, en dan smyt al die tools net so binne, het lê so oop. Ek het 'n foto van dit op. Nog geen aan, daar is hy. Dink julle ou gaan sien as een van daai gereedskap weg is? En hoe gaan hy, so hy soek nou 'n 10-spanner. Hoe lank gaan hy vat om sy 10-spanner te kry? Hy gaan so 'n bietjie grou, né? Ek dink jy, daar is nie dissipline nie. Dis nou maar hoe ek is. Nou, dit het my gebring by 'n derde observasie, derde gedagte. Soos wat elke stuk gereedskap 'n doel en 'n funksie het waarvoor dit gemaak is. So dat elkeen van ons as gelowiges 'n doel op aarde. Die Here het jou gemaak vir 'n rede en hy sit jou in 'n plek vir 'n rede. Jy's by 'n gemeente aangesluit vir 'n rede. Jy sit nie net nie. As hy nie op sy pos is nie, is daar 'n leemte. Iemand anders moet nou doen waarvoor die Here jou daar gesit het. Wat jy moet doen. En dis nou baie keer nie daai ou se talent of sy aanleg. So die werk word gedoen, maar dit word nie optimaal reg gedoen nie. Die taak val nie noodwendig in sy bedieningsveld nie, maar hy moet dit doen. Want die ou vir wie die Here daar gesit het, die ou met die talent, die ou wat die Here vir die gemeente gegee het om iets te doen, hy is nie lus nie, of hy is nie daar nie. Is nie beskikbaar nie. Nou, dis seker so dat ek het sal regkry om met my tang 'n spyker in te slaan. Baie van ons het dit al probeer. Maar dis nie waarvoor dit gemaak is. Ek kan ook 'n bout of 'n moer met my shifting spanner vasmaak. Maar my sokkerstel is baie meer effektief. Baie vinniger. En is baie, ons sê, sagter op die bout wat jy losmaak. Die shifting spanner het 'n geneigtheid om, die stel hom nie altyd reg en dan gly hy. In die proses kry die bout seer. En baie keer as hy gly, dan bloei jou knekels. Goeie stamp. So dis nie, jy kan dit doen, maar dis nie heeltemal wat jy moet doen nie, né? So, daar is sekere rolle in 'n gemeenteverband wat vir sekere mense bedoel is. Maar dikwels deur ander mense gedoen word, wat nie regtig die talent het daarvoor. Nou dit is nou geen vingerwys na enige iemand wat iets doen en nog leer hoe om dit te doen nie, dit hoort ook so. Die werk word gedoen, maar word dit op die mees doeltreffende manier gedoen. Ek kan 'n sterkpunt skroefie met my flatpunt skroewedraaier indraai. Maar in die proses lei die skroefie skade en my skroewedraaier lei skade. Ja, ek het hierdie iets so Leatherman wat ek altyd saam met dra. Ek weet nie, julle ken seker die goeders. Weet jy hoe baie het ek al met hom gewerk? Want ek is te lui om na my bakkie toe te loop om my toolbox te gaan haal. Dan word die masjien se cover oopgemaak met my Leatherman. So maar hier's nou 'n ding wat so my Leatherman draai om en dan partykeer in die skroef se kop sommer so merk. Maar vang jy ding met die se tang. En dis nogal dissipline.
Die punt wat ek wil maak is, ek glo die Here voorsien die regte persone met die regte talente en gawes, op die regte tyd om posisies te vul, take te verrig. Maar baie keer is ons dalk te skaam. Of ons is onseker, of ons dink iemand anders sal dit dalk beter doen. So, wat gaan die mense sê as ek dit nou doen, ek doen dit nie reg nie. Nou, Paulus vergelyk dit met 'n liggaam, hierdie verskillende funksies in die kerk. Ek het 1 Korintiërs 12 gevat om te lees. Hy bespreek die gawes van die Gees, maar hy kom vanaf vers 12 tot 27 by die liggaam uit, wat baie lede het. Hy sê, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry is. Ons is almal van die een Gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet dan sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy tog nie om die rede op om deel van die liggaam te wees nie. As die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy nie om die rede eweneens op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? As die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos wat hy dit wou. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat die swakste voorkom, is juist noodsaaklik. En die wat op ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het. God het die liggaam so saamgestel dat hy groter eer gee aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie. Maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar sal dra. Ons almal ken hierdie gedeelte, né? Die groot tang kan nie vir die klein tangetjie sê, ek is meer belangrik as jy. Ek is beter as jy. Wie kom 'n ander enetjie en hy dink, ek is spesiaal, ek is 'n sirkliptang. Mense wat tools ken sonder verstaan wat ek nou gesê het. Verder sê hy in vers 28 en 29, dit is nou Paulus, en God het sommige in die gemeente gestel, eerste plek apostels, tweede profete en derde leraars, daarna kragte, daarna gawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie werkers van kragte nie. So ons sien dus, almal in die gemeente het nie dieselfde funksie. Net soos die gereedskap in my toolbox. Nou, ek het nou 'n interessante gesprek net gehad met oom Flippie. Oom Flippie het my gesê, hy is nie gemaklik om uit te gaan en mense te gaan vertel van die Here nie, want hy's onseker, hy dink hy gaan 'n ekstra las op hulle sit. Dit is vir my duidelik dat oom Flippie se gawe nie evangelisties van aard is nie. Oom Flippie het dalk 'n ander gawe. Daar's ander goeders wat oom Flippie kan doen. Ek ken hom nou nie goed genoeg om te weet nie. Maar ek dink daar's ander goeders wat oom voor toegerus is. Ek weet nie of dit nou wat is die regte woord, ek het dit nou gemis. Barmhartigheid, hulp. Daar's 'n klomp gawes. Dis nou net 'n voorbeeld. Nou ek het tussen deur nou gedink aan nog 'n vergelyking tussen my toolbox en die kerk. En ek noem dit my vierde observasie. Hierdie gereedskap van my word baie goed opgepas. Ek kan nie verstaan as iemand verander gereedskap so oor die tools smyt dat hy so van die om daai kant, al die verf afgekrap, die ding word verniel. Ek doen dit nie so nie. Draai hom, gee 'n ou tool in sy hand. Dit is vir my waarde. My tank kry olie, my multimeter kry batterye as hy pap is. Alles word skoon gehou. Ons het so nou en dan besluit ek dan pak ek die hele toolbox uit en dan pas ek al my gereedskap.
Ons werk baie keer by vuil plekke. En sorg vir die goed. Skroewedraaiers word geslyp. Dit is 'n prentjie daarvan 'n skroewedraaier wat geslyp word. Jy het agter geraak. Awesome. As die punt rond word, dan is hy nie meer lekker bruikbaar nie, hy maak skade, dan slyp hierdie ding ordentlik, kry hom reg. As 'n boorstomp is, dan slyp hierdie boor, dat hy skerp is. En as daar iets kort kom, ek 'n nuwe werk het, wat ek sien ek het 'n ander gereedskapstuk nodig, dan voeg ek in by. Ek gaan koop die stuk tool, ek sit hom by. Dis soos wat die Here mense by 'n gemeente voeg, as hy sien daar's 'n behoefte, dan kom daar mense by. Net so versorg God ook sy kerk. As iemand se battery pap is, gee God hom nuwe krag. As iemand siek is, maak God hom gesond. As iemand stomp word, sal God hom slyp. Is nie altyd lekker nie. Partykeer gaan ons deur seer goeters. Sonder God se slypwerk word ons gou nutteloos. Soos 'n skroewedraaier met 'n ronde punt. Nou, my 5de en laaste observasie. Die boodskap vir my is lekker kort vandag. Ek dink dit is baie opwindend om deel te wees van God se toolbox. Dis 'n voorreg om deel te wees van God se toolbox. My gereedskap is dood en gevoelloos en ek kan nie kies of hulle kan nie kies of hulle aan my wil behoort of nie. Maar ons kies. Ons het vrye wil. Dis hoe die Here ons gemaak het. Sonder vrye wil kan jy die Here nie lief hê nie. Geen liefde is moontlik sonder vrye wil nie. So God het ons vrye wil gegee, sodat ons hom kan dien en eer en lief te wees. Maar die vrye wil gee ons 'n klomp keuses. Ons kan kies. Ongelukkig kies ons baie keer baie verkeerde goeders. En die uitvloeisel daarvan is dat ons swaar kry deur verkeerde keuses. Ons kan kies om kinders van God te wees deur Jesus wat vir ons gesterf het. Ons kan kies om sy riglyne te volg vir die beste lewe. Baie keer kies ons uit onkunde of moedswilligheid, kies ons die verkeerde goeders en dan kry ons swaar. Dis die Here se skuld nie. Hy straf ons nie. Dis keuses wat jy gemaak het. Kom maar deur, maak beter keuses. Ons kan kies om mekaar lief te hê. Baie keer is dit baie moeilik. Ons kan kies of ons deel wil wees van God se toolbox. Ons kan kies om toe te laat dat God ons gebruik. Ons kan kies om beskikbaar en getrou te wees. Dit is baie keer baie moeilik. Dan kan ons ook kies om God toe te laat om ons te vorm en te slip, sodat ons meer soos Jesus kan word. Hy is ons rolmodel, hy is die modelgereedskapstuk in God se toolbox. Mag God ons help om die regte keuses te maak. Amen. Ons Vader in die hemel, U is en bly die beste. Dankie ons Vader dat U ons aanvaar met ons tekortkominge en al. Dankie Here vir U voorskrifte. En wanneer ons dit volg, af ons voorspoed kan wees. Dat U vir ons riglyne gee sodat ons kan uitstyg bo ons foute, Here. Dankie Here dat ons nou al deel kan wees van die koninkryk. Dankie dat U ons nou al vorm en bou en slyp as ons afgestomp raak, sodat ons bruikbaar kan wees in hierdie koninkryk van U. Help en leer ons om goeie ambassadeurs te wees daarvan, Here. Leer ons hoe ons moet leef sodat ons U nie bedroef nie. Wees met ons waar ons na huis toe gaan, Here. Onbekende week, onbekende goeders. Ons lewe in 'n woeste wêreld, Here. Ons het U nodig. Hou ons styf vas en lei en beskerm ons. Seën elkeen van die mense in hierdie gehoor, Here, met die seën van die goddelike seëninge. En U kom toe al die lof, al die eer tot in alle ewigheid. Amen.